ons moet eers kyk na the Statue of Liberty en die stadbeeld van vryheid, want eintlik is dit twee verskillende goed, wat baie mense nie weet nie. Kom ons kyk na die Statue of Liberty. As jy kyk, sal jy sien, daar kom ook 'n Statue of Liberty op 'n ander plek voor. Het jy geweet? Waar is dit? In Frankryk. En as jy onder gaan kyk aan die standbeeld van Liberty, sal jy sien, hy is deur die vrymesselaars gegee. Dit is 'n teken van vrymesselary. As jy kyk in Capitol Hill, in die Capitol self, die hoeksteen van hierdie Verenigde State Capitol gebou was gelê met vrymesselaar eerbewys op baie interessante datum, 18 September 666, 9de maand. Nou onthou, manlik en vroulik op en af 6 en 9 maak geen verskil vir die mense. Onder die beskerming van die groot losie van Maryland, daar sien jy hulle almal met hulle lang kousies en hulle voorskootjies. Pragtig, nê? Nee? En dan hierso is dan net weer om te bewys en bevestig, hulle herdenk die hoeksteen daar met die teken op van vrymesselary, en dit was in 93. Nou waarom word hierdie magnifieke Capitol Hill so genoem? Hoekom noem hulle die gebou Capitol Hill? Capitol is 'n term wat gebruik word om die regeringsstelsel te beskryf. Dit kom van Capitoline Hill, Capitolinos Mons, in, waar? Rome, die setel van die Romeinse Republiek. So die woord Capitol Hill kom eintlik uit Rome uit. Capitoline Hill of Capitol, hoogste van die 7 berge van antieke Rome. Historiese en godsdienstige middelpunt van die stad. Die groot tempel van Jupiter Capitolinus, wat was in 509 voor Christus ingewy. So Capitolinus het te doen met sonaanbidding, want Jupiter was een van die vorms van die songod. En as jy gaan kyk na vrymesselary, wat die omswaaiing was om die omkering van die tempel, en jy kyk na die Vatikaan, en jy sien die Vatikaan, die hele Vatikaan is gebou om na ooste toe te kyk. Daar natuurlik het jy dan daai gedenknaald voor, presies. Dis interessant om te sien, daar het jy die Vatikaan, en daar buitekant het jy die gedenknaald wat na die ooste toe kyk. As jy dit dan daarin sit, sal jy duidelik sien, presies soos vrymesselary uitgelê word dan die Vatikaan ook uitgelê met die sonsimbool aan die ooste kant. Dit is sonaanbidding en die omswaaiing van die waarhede van God.